Goeiedag, geliefdes. Ek is gevra om hierdie lesing oor bemagtigende leierskap op te neem. So, kom ons begin met 'n gebed om ons afhanklikheid ook so voor die Here te bely. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie vir die genade wat ons het om hier saam te kan wees en saam te kan nadink oor wat dit beteken om as leiers in die koninkryk te dien. En daarom bid ons dat U hierdie geleentheid sal seën. Gee ons insig en wysheid in die woord en lei ons op U weë, sodat ons bidend voor U sal staan. Mag die woorde van ons mond en die oordeenking van ons harte ook nou welbehaaglik wees voor U aangesig, ons rots en verlosser. Amen. So, wat ek wil doen is om eers 'n bietjie op 'n negatiewe noot te begin. Want indien jy al 'n bietjie navorsing gedoen het oor leierskap, sal jy al iewers raak gelees het van wat die geleerdes noem die wêreldwye leierskapkrisis. En hierdie leierskapkrisis verwys dan na 'n tekort aan effektiewe en etiese en visionêre leierskap. En dit dan oor verskeie faktore of sektore wêreldwyd. Dit is met ander woorde polities, korporatief, maatskappye en elke faset van die wêreldekonomie. En in kort gaan hierdie krisis daaroor dat leiers nie vertrou kan word nie. So, in 2014 het die World Economic Forum 'n opname gemaak onder meer as 1200 kundiges van hierdie forum se netwerk en hulle het vasgestel watter sektore die meeste vertrou word vir leierskap. En die uitslag is merkwaardig. Hierdie volgende skyfie wys ons baie mooi wat die uitslag van daardie groot ondersoek was. En as ons nou gaan kyk, die sektore waar leierskap die meeste vertrou word, dis wat dit uitbeeld. Heel eerste op die lys is die nuwensgewende en liefdadigheidsorganisasies met 'n punt uit 10 van 5.53. En as ons dan nou afgaan tot by punt 7, die 7de organisasie is regering met 'n 3.8 uitslag. En dan selfs onder dit is die godsdienstige organisasie met 'n punt van 3.57. Nou, 'n mens moet natuurlik in ag neem dat hierdie opname in 'n sekere konteks gedoen is, maar ek vermoed dat die resultate nie veel anders sal wees by ons nie en veral nie wanneer mense in ag neem wat die faktore is wat bydra tot hierdie krisis nie. So, die organisasie of die uitslag, die toets wat gemaak is, het bevind dat die bydraende faktore goed is soos onbetroubaarheid van leiers. En elke nou en dan hoor ons ook in die nuus van een of ander leier wat oneerlik is of in een of ander skandaal betrokke was. En ongelukkig geld dit nie net vir die mense daar buite nie net vir die sekulêre wêreld nie. Dis ook iets wat ons baie keer tussen geestelike leiers sien. So dis die eerste faktor wat bydra tot hierdie wantroue. Nog 'n faktor wat bydra tot die wantroue is autoritaire leiers of daardie autokrasie. Daardie leier wat sê it's my way or the highway. Daar is 'n absolute toename in leiers wat hulle mag so misbruik om hulle self te bevorder. Leiers wat hulle eie agendas dryf en as ons mooi daar gaan dink, dan is dit die resultaat van hierdie tipe leierskap. Dis gewoonlik goed soos onenigheid. Onenigheid in die organisasies, onenigheid in gemeentes. Hierdie autokrasie veroorsaak ondermyning van demokrasie, want basiese beginsels van gelykheid en van vryheid en van regverdigheid word ondermyn. En nog iets wat dit veroorsaak is onstabiliteit. Onstabiliteit in 'n gemeente of in 'n organisasie. Want elkeen probeer sy eie belange beskerm. En dan nog 'n faktor wat bydra tot hierdie resultaat is leiers wat polarisasie in organisasies veroorsaak. Nou, politiek het in baie lande hoogs gepolariseerd geraak. Jy kry jou erg konservatiewe leiers en jy kry jou erg liberale leiers. En dit terwyl die meerderheid van mense hulle self baie keer in die middel bevind. Maar daar's nie leiers wat bereid is om leiding te neem nie. Dis ook nie anders in die kerk nie. Daar kom 'n al dieper groef tussen kerke wat
uiters konservatief is en ander wat weer uiters liberaal is. En nie een van daardie twee sienings is reg ten opsigte van die woord nie. Ons gaan later ook weer verder daarna aandag gee. So, in wese word hierdie leierskapkrisis gekenmerk deur hierdie groeiende persepsie dat baie van die huidige leiers nie daarin slaag om in die behoefte van hulle mense te voorsien. En daarom word die wantroue in leierskap al hoe groter. En die hartse werklikheid is dat daar nie 'n verskriklike verskil is tussen die sekulêre leier en die Christen nie. Van al die verskillende ekonomiese sektore is die kerk tog veronderstel om veral ook in hierdie krisis leiding te gee. En dit is so dat leierskap in hierdie verskillende sektore in sekere opsigte van mekaar verskil, maar die kweek van betroubare leiers is tog iets wat veral by die kerk moet gebeur. Want betroubaarheid, as mens mooi daaroor gaan dink, betroubaarheid gaan tog oor die wese van karakter. Die karakter van die leier. En die karakter word tog bepaal deur Bybelse waardes. Anders sal die leier nie betroubaar kan wees nie. Jy mag dalk 'n goeie leier wees, maar as jou karakter nie ooreenstem met dit wat die Bybel vir ons voorhou as eienskappe van goeie leierskap nie, dan sal jy 'n leier wees wat mense manipuleer net om jou eie wil te kry. En dit is hoekom daar ook in die kerk onenigheid is. Dis hoekom daar in die kerk baie keer 'n daling in lidmaatskapgetal is. Dit is hoekom daar dikwels 'n onstabiliteit voorkom. En die belangrikheid van die karakter van leier kan nie genoeg beklemtoon nie, want Paulus wys ons ook daarop. In Paulus se lys in 1 Timoteus 3 van kwalifikasies wat 'n ouderling moet hê, hoe 'n goeie ouderling lyk, het daardie lys van 17 kwalifikasies, gaan 15 oor die karakter van die persoon en net 2 oor die bevoegdheid. En ons sien dieselfde by die disippels van Jesus. In Handelinge lees ons van die Joodse raad. Hulle het vir Petrus en Johannes gevange geneem en dan sê die Joodse raad die volgende. Hulle het die hele ding ondersoek en dan staan daar, die Joodse raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die raad het geweet, dis maar ongeleerde en eenvoudige mense. So, as ons mooi daar dink, Jesus het nie hierdie disippels gekies wat hoogs geleerd was nie. Nee, hier sien ons ook. Dit was eenvoudige mense. Hierdie Petrus wat beskryf word as ongeleerd en eenvoudig, dis die persoon waarvan Jesus gesê het, op hom sal ek my kerk bou. Met ander woorde, Jesus het hom as 'n kragtige leier in die kerk gebruik ten spyte van ongeletterdheid, ten spyte van Petrus se sosiale status. En daarom kan die karakter van goeie leiers nie genoeg beklemtoon word nie. In die brief van Timoteus, skryf Paulus ook 'n ongrypende ding vir Timoteus. Hy sê vir hom, 'n dienaar van die Here moenie rusie maak nie. Inteendeel, hy moet vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om ander te leer en iemand wat onreg kan dra. Nou, geliefdes, dink 'n bietjie by jouself, 'n persoon wat nie rusie maak nie, 'n persoon wat vriendelik is en een wat onreg kan dra. Dis tog iemand met 'n hoëstaande karakter. Dis 'n karakter wat getuig van nederigheid. Dis 'n karakter wat getuig van geduld. Dis 'n karakter wat getuig van liefde. So, die vraag is, wat is die basiese karaktereienskappe wat 'n goeie leier moet hê? Nou, dit was dan ook die doel van my doktorsgraadstudie. Ek het na al hierdie verskillende woorde in die Bybel gekyk wat met leier vertaal is, in die 83 vertaling, met leier vertaal is. En vir interessantheid, daar's 29 Hebreëse woorde wat in die Ou Testament met leier vertaal is, en ons 9 Griekse woorde wat in die Nuwe Testament met leier vertaal is. En wat ek toe gedoen het is, daardie verskillende woorde is
ontleed om die basiese betekenis van daardie woord te verstaan, en toe is al daardie woorde in groepe gegroepeer, na aanleiding van hulle ooreenkomste. En toe het ek probeer om name vir hulle elkeen van daardie groepe te gee, name wat iets van die karakter van daardie verskillende woorde beskryf. En so het ek toe gekom by 6 basiese groepe. En die 6 basiese eienskappe of karaktertrekke vir 'n leier is die volgende wat ek by uitgekom het. Die eerste is onderdanige vertroue, status met verantwoordelikheid, gesag met liefde, herderlike leiding, waarheidsbegronde regverdigheid en geestelike onderskeidingsvermoë. Nou dis 'n hele mond vol. So dit is ook te veel om in hierdie een sessie oor te dra. So vir nou gaan ons net kyk na die eerste 3. As kerk moet ons leiers toerus om al hoe meer hierdie karaktertrekke te vertoon. En aangesien ons nie nou genoeg tyd gaan hê om na almal te kyk nie, daar is ook op my webtuiste word hierdie eienskappe bietjie meer ook bespreek, so gaan kyk gerus daarna. En daar op die webtuiste is ook 'n skakel om jouself te toets. Toets jouself, kyk watter een van hierdie karaktertrekke die beste in jouself na vore kom. Gaan doen gerus 'n bietjie daardie toets vir interessantheid om te kyk. Dit is ongelukkig 'n langerige toets. Daar's 'n klomp vrae, so jy moet ten minste 'n halfuur hê om deur al daardie vrae te werk. Maar vir nou, kom ons gebruik hierdie kans om 'n bietjie verder ondersoek in te stel oor die eerste een, en die eerste een is van hierdie karaktertrekke is onderdanige vertroue. Nou, wat hoor jy as jy daardie woorde hoor, onderdanige vertroue in leierskap? Die eerste ding wat dit jou natuurlik sal aan herinner is daardie nederigheid, 'n nederige onderwerping aan die wil van die Here, om hom te eerbiedig, om hom te vertrou in alles wat jy doen. Jou karakter is met ander woorde gebaseer op 'n diep geloof in God se almag. Sy woord en sy gees lei jou. Jy leef in daardie diep afhanklikheid van God, eerder as om op jouself te vertrou, jou eie kragte, jou eie wysheid. En dit hierdie vertroue reflekteer 'n baie duidelike roeping om die Here se koninkryk op te bou. Om aan sy koninkryk te werk, om sy wil te soek in jou lewe. So, kom ons dink aan 'n paar kenmerke. Kenmerke van hierdie onderdanige vertroue. En die eerste is, daar's 'n nederigheid voor God. Jy erken dat jou eie krag en jou eie vermoëns beperk is, en dat jy totaal afhanklik is van God. Met ander woorde, as jy siek is, wat doen jy? Gaan jy eerste in aanbidding voor die Here en vra na sy wil? Of gaan jy eerste na die dokter toe, om te hoor wat hy daarvan dink? Of, nog 'n voorbeeld, Maria, wat vir die engel sê, en hoor hoe mooi is dit, sy sê, ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat u gesê het. Hoor jy daardie onderdanige vertroue. So, hierdie nederigheid word gedemonstreer deur 'n lewe van gebed en van gehoorsaamheid en 'n soeke na God se wil. Maar nog 'n kenmerk van hierdie onderdanige vertroue is, hou vas aan die Here se beloftes. Daar's so baie beloftes wat die Here in sy woord maak. In Psalm 23 vers 6 is byvoorbeeld een so belofte, dat die Here ons nooit sal verlaat nie. So, onderdanige vertroue beteken om ook in die midde van daardie onsekerheid aan hierdie beloftes vas te hou. Hierdie geloofsvertroue stel leiers in staat om met sekerheid en met kalmte op te tree in daardie moeilike omstandighede. Dit gee vir jou kalmte van gees. Maar nog so karaktertrek is vertroue. Vertroue dat die Here kragtig deur jou sal werk.
So, 'n leier fokus op God se krag wat deur jou werk eerder as op jou eie krag en selfs ook op jou eie tekortkominge. Want hierdie leier hou vas daaraan dat die Here in beheer is en daarom skep hy moed. Dit gee vir hom krag om deur daardie moeilike tye steeds aan te hou en op die Here te vertrou. En dan nog 'n mooi kenmerk van onderdanige vertroue is hierdie gebed in vertroue. Gebed en vertroue in krisistye. So, wanneer die leier paniekerig raak, kies hy om eerder te bid as om oorhaastige besluite te neem. En soos daardie persoon wat siek is, hy gaan eers na die Here toe. Hy vertrou hom. Hy vertrou dat God die situasie ook sal beheer. En dan 'n laaste kenmerk van hierdie onderdanige vertroue is dis 'n dienende leier. 'n kerkleier wat onderdanig vertrou, dien eerder as om oor mense te wil heers. Hy besef, hy staan in diens van die Here. En daarom gebruik hy elke situasie om die Here daardeur te eer. Maar, hoe lyk dit wanneer 'n leier nie onderdanige vertroue het nie? En 'n mooi voorbeeld in die Bybel, waarna ons kan kyk is Kain. Nadat Kain sy broer doodgemaak het, sê die Here vir hom, jy sal 'n doellose swerwer op aarde word. Nou, hoor mooi, Kain se sonde het van hom 'n doellose swerwer gemaak op aarde. Want sonde vernietig ons verhouding met die Here. Sonde maak dat ons nie meer in gemeenskap met God kan en wil leef nie. En daarom, toe Kain besef wat eensaamheid sy sonde hom op die hals gehaal het, toe was hy gedetermineerd om vir homself 'n gemeenskap te bou, om op te maak vir dit wat hy nou verloor het. So, indien God hom nie wil deel maak van sy gemeenskap nie, dan sal hy sy eie soortige gemeenskap bou. En daarom lees ons dat Kain, na die geboorte van sy seun, wat doen hy? Hy begin 'n stad bou. En hy vernoem dan ook daai stad wat hy bou na sy seun Henog, met die hoop dat hy 'n tipe nalatenskap vir sy familie kan gee. 'n Veilige vesting vir almal na hom. Nou, geliefdes, hierdie is die tipiese gedrag van 'n leier wat deur sy eie sonde gedwonge voel om vir homself 'n bestaan te maak, om vir homself 'n toekoms te bou. En net soos Kain, bou ons ook dikwels stede van een of ander aard. Sommige leiers het al hulle vertroue in hierdie loopbaan wat hulle bou. En dan word jou loopbaan jou alles. Jy spandeer onmenslik baie ure aan hierdie werk en wat is die gevolg? Al die ander verhoudings word afgeskeep. En omdat jou loopbaan so belangrik is, sal jy dan selfs partykeer al jou waardes op die spel plaas, net om daardie ekstra kontrak te kry, of net om daardie eer te ontvang, of net om nog 'n prestasie te bereik. Of, as ouers sonder hierdie onderdanige vertroue, sal hulle kind druk om hierdie wêreldse prestasies na te jaag, want dis hulle hoogste doel. Ek sê, dink 'n bietjie, wat leer jy jouself, wat leer jou kind daardeur daardie prestasies na te jaag? Jy leer hom dat prestasies jou toekoms bepaal. Jy leer hom dat jy daarin moet vertrou vir die toekoms, eerder as op die Here. Of 'n gemeenteleier sonder onderdanige vertroue sal die agenda dryf. Hy sal op mense trap in steede daarvan om bidend te vertrou. Want hy dink hy moet hierdie vergadering beheer sodat hulle die regte besluite moet maak, want hy is in beheer. Hy vertrou God nie, om deur hierdie vergadering en dalk partykeer selfs deur die foute wat hulle maak, dat hulle daardeur ook by God se toekoms vir die gemeente sal kom.
So, indien 'n leier nie gewillig is om deur God gelei te word nie, dink mooi, dan is hy mos nie waardig om ander te lei nie. Want in effek het hy sy eie God geword. Hy vertrou net homself. Hy wil self besluit hoe die toekoms moet lyk. So, dis hoe 'n leier lyk wat nie hierdie onderdanige vertroue het nie. Maar hoe versterk ons nou hierdie onderdanige vertroue? Ek dink die belangrikste is om te glo dat God die koning van die konings is. Besef jy dit? En daarom herinner jouself gedurig daaraan dat jy nie bang hoef te wees vir mislukkings nie, want al is ons werk swak, al is ons werk vol sonde, Christus se werk is volmaak. Sy werk bepaal ons toekoms en nie my eie bouwerk nie. Dis amper soos wanneer jy 'n rugbywedstryd kyk. En ek weet nie van almal nie, maar vir myself, as ek 'n rugbywedstryd kyk, dan raak ek vreeslik opgewonde en passievol. En as iemand 'n bal aanslaan, dan is ek sommer kwaad vir daai persoon. En wanneer hy 'n tackle mis, hoe kan hy dit doen? En dan veroorsaak dit baie keer dat daardie teenstander se 3 gaan druk. Nee, daardie spanning wat opbou. Maar as jy 'n DStv Explorer het, dan neem hy mos net daardie wedstryd op. En as jy later daarna gaan kyk, dan is dit totaal anders. Want die spanning is uit. As jy weet jou span het gewen, dan maak dit mos nie saak as hulle aanslaan het, of as een persoon nie daai teenstander getackle het nie, of selfs as die teenstander 'n 3 gaan druk nie. Hoekom nie? Want jy weet wat die uitslag is. Hoeveel te meer geld dit nie vir ons as gelowiges nie. Ons weet wat die uitslag is. Ons weet dat Christus ons toekoms bepaal. En alles loop daarop uit. Dit vat daai angs weg, daai spanning weg. Dit maak dat ons rustig is in onsself. Dit maak dat ons besluite kan neem en 'n vergadering kan lei. Al neem hulle besluit waarmee ek nie saamstem nie. Ek kan onderdanig vertrou op die Here, want ek weet, hy is in beheer. Hy is in beheer ook van hierdie kerkraad. En dit bring ons nou by die volgende karaktereienskap, en dit is status met verantwoordelikheid in die leierskap. Nou, wat hoor jy as jy hoor status met verantwoordelikheid? Status met verantwoordelikheid gaan daaroor dat die leier se identiteit en sy waarde nie gebaseer is op menslike prestasies en menslike vermoëns of aansien nie, maar op die vaste waarheid dat ek kind van God is. So, hier is dit baie belangrik om te weet wie ons nou in Christus is. Wat beteken ons identiteit in Christus? Ons status is verloste kind van God. En daarom word ons verantwoordelikheid bepaal deur die woord van die Here en nie deur wat mense van ons verwag of deur ons eie begeertes nie. Hierdie status van kindskap kom dus met verantwoordelikheid om getrou te wees aan die Here. Getrou in alle dinge en om dan in nederigheid diensbaar te wees in sy koninkryk. So, daar is ook 'n paar kenmerke van status met verantwoordelikheid. En die eerste kenmerk is daardie vaste identiteit in Jesus. Nou, hier gaan dit, soos ek net gesê het, dit gaan oor identiteit. En as ons gaan dink oor wat die sielkundiges praat van identiteit, dan gaan dit oor basies 3 vrae. Sielkundiges sê, jou identiteit word gevorm deur hierdie vrae wat jy deur jou lewe probeer antwoord. En die 3 basiese vrae is, wie is ek? Waar kom ek vandaan? En waarheen is ek op pad? Dis die 3 basiese vrae wat jy deur jou lewe vir jouself beantwoord. En daar's 'n klomp dinge wat dit beïnvloed. Jou werk, jou taal, jou kultuur, jou kerk. Al hierdie dinge, jou ouers. Dis alles dinge wat jou identiteit vorm. Nou,
Mens kan dit vergelyk met 'n ui. Dit is soos 'n ui. As mens nou dink aan 'n ui, as jy hom skil, dan is daar 'n laagie wat jy afval. En dan is daar nog 'n laagie wat jy afval. En so kan jy laagie vir laagie afval en afval en afval tot jy by die kern van daardie ui kom. Die kleinste deeltjie van daai ui. Nou in 'n sekere sin is dit ook soos jou identiteit. Jou identiteit word bepaal deur al hierdie goed. Jou kultuur is 'n laag, jou taal is 'n laag, jou skool is 'n laagie, jou ouers is 'n laagie. Maar die groot vraag is, wat is daar in die kern van jou identiteit? Waarsonder kan jy nie klaarkom nie? Wat is dit wanneer dit wegval? Jy 'n identiteitskrisis sal beleef. Nou die leier met status, wat status met verantwoordelikheid het, weet dat sy of haar waarde nie van mense afhang nie, en in besonder ook nie van eie prestasies nie. Wie jy is, waar jy vandaan kom, en waar jy in jou pad is, word alleen bepaal deur die genade wat God aan ons gee in Christus. Met ander woorde, Christus is daar in die kern van jou identiteit. Sonder hom is ons verlore. So dis die eerste kenmerk van iemand wat status met verantwoordelikheid het. Hy weet dat Christus in die middel van alles is. Nog 'n kenmerk is, so 'n persoon het die vermoë om kritiek reg te hanteer. Want omdat jou identiteit en jou menswaardigheid alleen bepaal word deur jou verlossing in Christus, daarom sien jy eerder kritiek as 'n geleentheid om te groei en God se genade en sy dienste weerspieël. Jy kan kritiek hanteer sonder om te voel dat dit 'n aanval op jou identiteit is. En dit stel ons in staat om na ander se behoeftes te luister en oplossings te soek, eerder as om jou passie of jou status te gebruik om beheer af te dwing, om jou behoeftes te voorsien. So, dis die kenmerke van iemand wat status met verantwoordelikheid het. Maar, hoe lyk dit wanneer 'n leier nie status met verantwoordelikheid het nie? Nou, sonder hierdie status met verantwoordelikheid, sal ons altyd daarop uit wees om goedkeuring by mense te soek. Ons hele lewe sal daarom draai. Jy sal leef vir daardie goedkeuring. En die gevolg is dat jy oorsensitief is oor kritiek. En altyd by mense wil hoor hoe goed jy is en hoe dankbaar hulle is vir dit wat jy vir hulle doen. Nou, dit het 'n paar praktiese implikasies. Die eerste is, so 'n persoon val in daardie struik van vergelyking. As jy nie status met verantwoordelikheid het nie, gaan jy jouself altyd meet aan ander. Met ander woorde, jy is net gelukkig en jy voel net waardig indien jy beter is as ander. En dis omdat ons aan ons wêreldse status vashou, aan daai status van goeie geletterdheid, of miskien is dit rykdom, of miskien is dit prestasie. As ons aan daardie status vashou, dan is dit vir ons moeilik om met ander te wil deel en met ander mense wat nie so geletterd is of nie so ryk is of nie so goed presteer soos ek, om met hulle te meng nie. Dit is vir ons moeilik. Want dit bepaal my status. En dis die verkeerde grondslag van ons status wat veroorsaak dat ons nie meer vrymoedigheid het om seker mense te nooi om by ons te kuier nie. Dis net mense wat in daardie status deel, daai menslike wêreldse status deel, wat jy sal nooi. En nog 'n gevolg is, as jy suksesvol is, gaan jy meerderwaardig voel. So, hoogmoed sal jou lewe kenmerk. Jy sal neerkyk op mense wat nie so suksesvol is soos jy nie, en mense wat allerlei foute maak, sonde doen. Jy gaan vir hulle sê, maar as ek dit kan reg kry, kan jy dit ook doen. Ruk jouself net reg. Maar, Christus, dink bietjie mooi. Wat maak dat jy die werk het wat jy het?
dis tog, as mens nou so sou redeneer, miskien sal jy sê, dis omdat ek hard geleer het, maar hoekom, wat het gebeur dat jy so hard kon leer? Jy was in 'n goeie ouerhuis. Wie het vir jou daai ouerhuis gegee? Die Here. Alles wat ons het, is genade. As dit nie vir die Here is nie, sal ons nie wees waar ons is nie. En daarom het ons geen rede om hoogmoedig te wees nie. Maar nog iets wat ons sal doen, is ons sal, as ons nie suksesvol is nie, gaan ons minder waardig voel. So, jy sal konstant voel of jy nie goed genoeg is om jou werk te doen nie. En met die vrees gaan jy leef dat jy nie aan mense se verwagtinge voldoen nie. En daardie onsekerheid maak dat jy enige iets wat lyk na uitdaging vermy. En so loop jy baie goeie geleenthede mis. En die groei as leier word beperk. Met ander woorde, 'n leier sonder status met verantwoordelikheid, hy floreer wanneer dit goed gaan, maar wanneer hy misluk, dan voel dit of sy lewe in duie stort. Dan kom hy by daai punt wat hy self sal voel, dat hy dit nie eers meer nodig sien om verder te leef nie. Hy sal in so 'n situasie oorweldig voel deur al sy tekortkominge, want hy het nooit geleer wie hy in Christus is nie. En dan nog iets wat 'n persoon doen wat 'n gebrek aan status met verantwoordelikheid het, is hy verwaarloos sy verantwoordelikheid. So, omdat jy jou status op verkeerde dinge baseer, is jou fokus daarop om mense tevrede te stel. En sodra ons mense probeer tevrede stel, versaak ons verantwoordelikheid om alleen getrou te wees aan die Here. 'n mooi voorbeeld daarvan is Saul. Saul wat ook die opdrag van die Here kry om stede te vernietig, alles uit te wis, en dan omdat daar die versoek kom dat sekere goed beskerm moet word, sekere goed oorgesien moet word, gee hy toe aan daardie mense se versoek, en so is hy ongehoorsaam aan die Here. Hierdie gebrek aan 'n vaste identiteit in God lei tot ongehoorsaamheid. Dit lei tot die versuim van ons verantwoordelikheid. So, hoe word hierdie status met verantwoordelikheid versterk? En ek dink die eerste ding wat ons kan doen is, ons moet ons status herdefinieer. Want die wêreld se fokus van status is kompetisie, hierdie prestasies, myself wil ek bewys, ek teenoor hulle, en die gevolg is, dat ek altyd die beste, of die grootste, of die mooiste, of die slimste wil wees. En so 'n persoon is bereid om op ander te trap, om bo uit te kom. Maar die Bybelse fokus van status is hierdie groot, onverdiende liefde wat ons in Christus kry. My status word nie bepaal deur iets wat ek doen nie. Dit word bepaal deur dit wat Christus namens my aan die kruis gedoen het. En die gevolg is, dat ons op niemand kan neerkyk nie, maar dat ek ook nie 'n minderwaardigheidsgevoel het nie. Ek kan nie op ander neerkyk nie, want dis niks wat ek doen nie. Dis wat Christus vir my gedoen het. Maar ek het ook nie minderwaardigheidsgevoel nie, want ek weet wie ek nou in Christus is. Ek's kind van God. Ek leef vanuit daai verlossing. Maar leef ook vanuit jou nuwe identiteit. Onthou nou, identiteit gaan daaroor dat ons daardie 3 vrae beantwoord deur ons lewe. Wie is ek? Waar kom ek vandaan? En waarheen is ek op pad? Indien ons identiteit in Christus geanker is, dan leef ons vanuit hierdie kragtige verlossing. Verlossing wat vir my leer, wie is ek? Ek is kind van God. Waar kom ek vandaan? Ek is sondig. Ek verdien nie dood. Ek is nie waardig om in God se teenwoordigheid te kom nie.
Maar waarheen is ek op pad? Ek is op pad na die ewige lewe toe. Ek is op pad na daardie ewigheid in God se teenwoordigheid, want Christus het dit vir my gereed gemaak. En dis juis hierdie vuur van God se liefde wat ons dapper maak, wat ons krag gee om vanuit hierdie nuwe status te leef. Want nou skielik vra jy jouself af, maar as hierdie verlossing die waarheid is, as ek kind van God is, waarom doen ek my werk half? Waarom werk ek net as die baas hier oor my skouer kyk? Ek leef tog voor Christus. Ek leef tog vir hom, om hom te verheerlik. Of, waarom raak ek so kwaad? Dit maak mos nie saak wat mense van my sê, of wat mense van my dink nie. 'n mooi voorbeeld daarvan, 'n storieetjie wat vertel word van hierdie kind. Dink aan 'n kind wat 'n rugbywedstryd speel. En aan die einde van die wedstryd verloor hulle, en dan kom elkeen van sy spanmaats na hom toe en hulle sê, jy is die oorsaak dat ons verloor het. Jy moes beter gespeel het. Jy het nie daai persoon getackle nie. Hoekom het jy nie dit nie? Hoekom het jy nie dat nie? Nou, as elkeen van sy maats te doen, kan jy dink hoe terneergedruk daai kind moet wees as hy van daai veld afstap. Maar dan kom daar 'n Springbokspeler na hom toe en hy sê, jong man, hou net so aan. As jy so aanhou, gaan jy self eendag 'n Springbokspeler wees. 'n Springbokspeler van formaat. Hou net so vol. Nou, wie se kritiek, wie se op- en aanmerkings gaan hy eerder volg? Hy gaan mos eerder die Springbokspeler. Wat weet sy maats van die toekoms? Wat weet hulle van wat nodig is om 'n Springbokspeler te word? Nou, hoeveel te meer nie ook vir ons nie. Die Here kom na ons en hy sê, jy is my kind. Wat maak dit saak wat mense sê? Wat maak dit saak wat mense dink? Wat maak dit saak as mense kwaad is en my beledig? Al wat saak maak vir 'n gelowige wat status met verantwoordelikheid het, al wat saak maak is, ek is kind van die Here. Nou, dit bring ons nou by die derde karaktertrek wat 'n goeie leier moet hê, en dis die gesag met liefde. Nou as jy dit hoor, wat hoor jy? As mens nou dink aan 'n leier, enige leier het gesag wat hy van die Here ontvang. En daardie gesag moet met liefde uitgeleef word. So, die gesag wat die Here gee, is deur sy woord, sy waarheid, en daardie waarheid moet ons op maniere oordra aan ander mense. En die manier hoe ons dit oordra is dan met liefde, met daardie nederigheid, met daardie regverdigheid, met daardie empatie. Sodat daardie persoon aan wie ons hierdie waarheid oordra, opgebou kan word in die geloof en God kan eer. So, hierdie gesag wat die leier ontvang, die gesag word maklik deur leiers misbruik, deurdat hulle mense afbreek en vernietig, en dit net om hulle eie sin te kry. Daar moet 'n leier hierdie gesag wat hy van die Here af kry, met liefde toepas, sodat mense opgebou kan word, sodat mense geïnspireer kan word, sodat mense vernuwe kan word, hulle lewe al hoe meer op God kan rig. En dit is waar die tug ook in kom. Tug is 'n wonderlike ding wat die Here vir ons gee, maar wat is tug? Tug is in sy wese gesag wat die Here aan sy kerk gee, om met verantwoordelikheid te gebruik. En as ons nie tug met liefde uitoefen nie, dan breek ons af. Dan jaag ons mense weg, uit mekaar uit. Tug moet met liefde, en die kerkorde beveel dit ook so aan. Tug en liefde kan nie van mekaar geskei word nie. So, kom ons kyk hoe hierdie konsep van gesag met liefde verstaan en toegepas moet word. Kom ons begin met 'n paar kenmerke. Nou, die eerste kenmerk van gesag met liefde is, daardie leier weet, sy gesag kom van God af.
Hy besef dat sy gesag nie uit homself kom nie. Dis iets wat hy gedoen het om dit te verdien nie. Dis deur God aan jou gegee. En daarom is sy optrede nie selfgesentreerd of gemotiveer deur eie belange nie, maar eerder 'n verantwoordelikheid wat jy in liefde teenoor God en jou naaste nakom. Want dis gesag uit God se hand. So, dis die eerste ding wat 'n leier besef wat gesag met liefde toepas. Die tweede ding is, daar's 'n ewewig tussen gesag en liefde. Hoor mooi, daar's 'n ewewig. Liefde en gesag moet saamwerk. En dit beteken om eerlik en ferm op te tree, maar aan die ander kant, so dis gesag, eerlik, ferm, maar aan die ander kant moet daardie leier ook optree met 'n hart vol begrip, met empatie, met ander woorde, in liefde. Dink byvoorbeeld aan 'n kind. 'n kind wat 'n slegte toets huis toe bring. Dit is belangrik dat ouers in so 'n geval die kind sal berispe, veral as hy nie sy kant gebring het nie, want indien die ouer hom net los, gaan hy bly swak presteer. Maar daardie gesprek moet ook met liefde, met ondersteuning en aanmoediging gepaard gaan, anders gaan daardie kind totaal moed verloor. So, daar's 'n ewewig tussen hierdie gesag en liefde. Maar nog 'n kenmerk van gesag met liefde is, die Here se eer is altyd voorop. 'n leier wat gesag met liefde toepas, plaas God se eer altyd in die middelpunt van alles. Sy optrede is gemik op gehoorsaamheid aan God. En hy is bewus dat sy verhouding met die Here die fundament is waarop hy sy leierskap bou. So, daar's 'n eer aan die Here. Dis die kenmerke. Nou, hoe lyk dit wanneer 'n leier nie gesag met liefde het nie? Sodra gesag en liefde van mekaar losgemaak word, verval ons in een van twee uiterstes. So, hierdie leier kan dan gesag hê sonder liefde. Nou, as jy gesag het sonder liefde, so 'n leier is streng en hy's kras en hy's onbuigsaam. Hy hou streng by daardie reëls. Hy sê ding soos hy is. Mens hoor baie keer mense praat ook so, ek sê 'n ding soos dit is, of ek draai nie doekies om nie. Maar wat gebeur? Intussen is daar 'n klomp mense om hom wat seer kry as gevolg van daardie krasheid waarmee hy die boodskap oordra. So 'n persoon is gefokus op die reëls, hy is gefokus op dissipline, sonder dat daar empatie is, sonder dat daar bemoediging is, sonder dat daar 'n begrip is vir daardie persoon se situasie. En die gevolg is, mense voel onderdruk. Mense wat onder so leier is, raak opstandig. Hulle verloor alle motivering om goeie te wil doen. So, hierdie leier se magsbeheptheid veroorsaak dat mense met tyd respek verloor vir hom en hulle wantrou hom. Dink aan die voorbeeld, as 'n werkgewer werknemers openlik verkleineer wanneer hulle foute maak, eerder as om hulle te help om te verbeter. Wat gaan daardie werknemers doen? Hulle gaan in opstand kom, want hulle word verneder. Nou, daarom moet gesag nooit bo liefde staan nie. Maar, daar's ook 'n ander uiterste. En die ander uiterste is liefde sonder gesag. Nou, dis mense wat sê dat ons net mekaar moet lief hê. Ons moet tog nie mekaar so veroordeel of mekaar so krities teenoor mekaar wees nie. Maar, geliefdes, dink bietjie by jouself. As ons so redeneer, dis eintlik lafhartigheid. Dis 'n lafhartige liefde. En hoekom ek dit so sê is, dink byvoorbeeld as jy 'n kind het. 'n Kind wat sing, maar hy is baie vals. Hy's regtig vals. En jy redeneer, ag nee, kom ons bemoedig hom net. Kom ons versterk hom net. En moedig hom aan om meer en meer te sing.
wat gaan gebeur? Daai kind gaan een of ander tyd tussen sy vriende probeer sing en met baie bravade sing en dan gaan sy vriende hom kritiseer sonder liefde, sonder die liefde waarmee hy in die huis aangespreek en bemoedig en versterk kon word. So, daarom is dit 'n lafhartigheid. Jy's bang. Jy's bang dat daardie persoon kwaad gaan word vir jou. Jy's bang dat daardie persoon dalk ontevrede gaan wees met die manier van doen en dink. Jy wil mense gelukkig hou. En daarom is jy nie bereid om moeilike besluite te neem nie. En die gevolg? Die gevolg is, daar's 'n gebrek aan rigting by 'n organisasie wat so leierskap het. Daar's 'n gebrek aan dissipline. Dit veroorsaak dat daar chaos is, want niemand weet wat eintlik gedoen moet word nie. Almal is te bang om te sê wat gedoen moet word. Daar's 'n stagnasie in daardie organisasie. Besluite word gemaak uit vrees. Dit word gemaak uit trots of selfsug en nie uit 'n hart wat deur Christus gevorm is nie. En dan nog 'n kenmerk van gebrek aan gesag met liefde is die konservatisme teenoor liberalisme. So, konservatisme is 'n vorm van gesag sonder liefde. Daar word streng gehou en gefokus op al hierdie wette wat nagekom moet word, terwyl die genade totaal uit die oog verloor word. En liberalisme is weer 'n vorm van liefde sonder hierdie gesag. Die fokus is alleen daarop om mekaar lief te hê en om mekaar te bemoedig, maar hoe kan jy waarlik lief hê as jy nie ook bereid is om mense reg te help nie? Daardie spreuke wat sê, yster slyp yster, vriende vorm mekaar. Hoor mooi, dit slyp mekaar. Dis 'n slypproses. Ons moet mekaar skuur en ons moet skaaf. Ons moet bereid wees om dit te doen as ons wil vorder, as ons wil groei. So, hoe word hierdie gesag met liefde versterk? Nou, geliefdes, ons moet verstaan hoe Christus ons deur sy gesag met liefde lei. Dink 'n bietjie daaraan. Dink hoe hy deur sy gesag ons wys op ons sonde. Dis tog wat sy woord vir ons doen. Dis nodig dat ons die waarheid rondom die grootsheid van ons sonde besef. Rondom die grootheid van ons ellende hoor. En hy skroom nie om dit vir ons te openbaar nie. En dink net hoe kras, hoe krities doen hy dit. Jesus se kruisiging wys ons daarop dat ons slegter is as wat ons dink. Ons is so met sonde bevlek, dat die God van die heelal moes aarde toe kom om vir ons sonde te sterf. Daar's niks wat ons kan doen om hierdie ellende op te los nie, want ons is te sleg. Maar ons sal dit net kan aanvaar. Ons sal hierdie kritiek, hierdie vermaaning net kan aanvaar indien ons ook die liefde van Christus sien en ervaar. As ons dit nie sien nie, lei dit tot opstand. Dit lei tot 'n wegbreek van alles wat reg is. Maar dis hoekom Jesus ook sy liefde aan ons openbaar. Aan die kruis sien ons die heerlikheid van God se liefde wat hy in Christus aan ons bewys. Die God van die heelal, die God van lewe, dink daaraan. Die God van lewe, die bron van alle lewe. Hy was bereid om te sterf sodat ons ewig saam met hom kan wees. Hy was bereid om daardie vernedering en daardie pyn en daardie liefdeloosheid op homself te neem. Dis hoe groot sy liefde vir ons is. Wanneer 'n leier hierdie voorbeeld van Christus volg, wanneer hy nadink oor wat Christus se gesag met liefde vir jou beteken het, dit spoor ons aan om ywerig hierdie ewewig na te streef. Gesag met liefde. Ons is dit aan mekaar verskuldig. Maar nog iets wat ons kan doen is,
Oefen jou gesag met liefde. Wees bereid om moeilike gesprekke te voer. Maar doen dit dan met 'n gees van nederigheid, doen dit dan met 'n gees van bemoediging. Onthou dat jou gesag nie oor jou eie eer gaan nie. Dit gaan daaroor om hierdie persoon op te bou, om hierdie persoon terug te bring na Christus toe. Dit is dan die einde van gesag met liefde. Ons het die eerste 3 karaktertrekke gedoen en ons glo dat ons een van die dae weer verder gaan met deel 2, dan sal ons die volgende 3 karaktertrekke ook bespreek. Geliefdes, gaan oefen daarin en leer jouself om so Christus se voorbeeld te volg. Ons praat gerus weer. Totsiens.